Kom ons sluit die oë. Ons Vader in die hemel, Here, ons erken U as die God en Skepper van die heelal. En Here, dit is met eerbied wat ons die troon nader en U in ons midde innooi. En ons kom pleit by U, Here, ons vra, kom vul ons met die Heilige Gees, sodat U woord kan ingang vind in ons harte. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Ja, die gedagte het my opgekom om goeiemôre broers en susters. Is lieflik om julle te sien. Ek het vanoggend half bekommerd geraak, sien daar so min mense vanoggend, ek weet nie of dit die koue was, die weer. Ek het vir hom Basil gesê, ek wonder hoekom bly die mense weg, het hulle gehoor ek preek of wat. Die gedagte het my opgekom om die kinders te vertel van die reënspinnekop, want toe ek die boodskap voorberei, en die boodskap vandag gaan oor 'n Bybelse blik op bekommernisse en kwellinge. En dit was vir my baie ironies. Ek stap in die rekenaarkamer in en ek sit voor die rekenaar. En toe ek my oë so opslaan, toe kom maar die grootste reënspinnekop, kom so met die muur afgeloop. En ek sit in verwondering en kyk na die spinnekop, maar sy is so groot dat dit lyk asof haar bene so lomp is. Dit lyk asof sy nie weet wat 'n been om volgende voor te sit nie. En ek sit so in verwondering na haar en kyk en sy kom so met die muur af en sy gaan nie agter by die rekenaar in. En ek dog nee, wag, dis tyd dat ek nou die spinnekop vang. En ek staan op en ek het so 'n netjie. Jy weet hierdie netjies waarmee die kinders visse en goed vang en skoenlappers en sulke goed. Ek het so 'n netjie daar in die huis. En ek kom met die netjie, nou wil ek die spinnekop vang. Ek weet nie waar is hy spinnekop heen nie. Ek weet nie waar kruip sy weg nie, maar ek kry haar nie. So elke keer as ek nou daar voor my rekenaar gaan sit het om die preek op te skryf, dan kyk ek nou eers hier onder die rekenaar in en ek bekyk die kamer mooi om te sien waar is sy. So ek was die hele tyd op my hoede terwyl ek hierdie preek opgeskryf het. En tot vandag toe het ek haar nog nie gekry nie. Die ander ding wat ek van reënspinnekoppe agtergekom het is, baie keer as mense hulle uit die huis uit verwyder en jy sit hulle buite, dan kom hulle net eenvoudig weer terug. Ek dink hulle het 'n chemiese spoor wat hulle volg. Is baie slim diere. Ons skriflesing, broer en suster, kom uit die boek van Matteus vanoggend, Matteus 6. Jy sal weet, dit is deel van die bergpredikasie van Jesus Christus, toe hy op aarde was. En die gedeelte wat ons gaan saam lees, is uit Matteus 6 vanaf vers 19 tot 34. Ons gaan 'n paar verse saam lees. As jy wil volg in die Bybels, Matteus 6 vanaf vers 19. Is deel van die bergpredikasie. En hierdie gedeelte handel oor die skat in die hemel, die gesonde oog, die twee Here en die kwelling oor die lewe. En ons gaan die hele gedeelte lees. Ons lees vanaf vers 19. Moenie vir julle skatte bymekaar maak op die aarde, waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie. Maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel nie en waar diewe nie inbreek en steel nie. Want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Die lamp van die liggaam is die oog. As die oog dan reg is, sal jou hele liggaam verlig wees. Maar as die oog verkeerd is, sal jou hele liggaam donker wees. As dan die lig in jou donkerheid is, hoe groot is die donkerheid nie? Niemand kan twee here dien nie, want of hy sal die een haat en die ander lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor julle lewe, wat julle sal eet en wat julle sal drink nie, of oor julle liggaam, wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as die voedsel en die liggaam as die klere nie? Kyk na die voëls van die hemel. Hulle saai nie en hulle maai nie en hulle bring nie bymekaar in skure nie en tog voed julle hemelse Vader hulle.
Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Wie tog onder julle kan, deur om te kwel, 1 el by sy lengte voeg? Interessante vraag, nee. En wat kwel julle heel oor klere? Let op die lelies van die veld, hoe hulle groei. Hulle arbei nie en hulle spin nie. En ek sê vir julle, dat selfs Salomo in al sy heerlikheid nie bekleed was soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld, wat vandag daar is en môre in 'n oond gegooi word, so beklee, hoeveel te meer vir julle, klein gelowiges. Daarom moet julle heel nie kwel en sê, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie, want na al hierdie dinge soek die heidene. Want julle hemelse Vader weet, dat julle al hierdie dinge nodig het. Dan hierdie belangrike woorde in vers 33. Maar, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. Tot sover die woord van God. Judy bekommer haarself heeldag oor die kinders wanneer hulle by die skool is. David dra swaar aan die las van sy finansies. Linda is bang dat sy nooit 'n man gaan kry nie, en Tannie Sari sien geweldig op teen die pyne van oud word. Frikkie bekommer homself permanent oor wat mense van hom dink. En Ben stres dat die afrigter sal dink dat hy nie goed genoeg is om die span te haal nie. Marie bly bekommerd oor haar onvermoë om gewig te verloor. En Karen het al menige slapelose nagte gehad oor haar verhouding met Bakoor Basie. As 'n senior student is Jasper paniekbevange oor wat na sy technikonopleiding gaan gebeur. En Jackie erken dat sy so 'n bietjie van 'n obsessie het met kieme en netheid. Bram vir my groot skaar is, maar hy wil nie hê dat enige iemand dit moet weet nie. Rita is bang dat God haar nie liefhet nie, maar sy praat nie baie daaroor nie. Ronald weet hy spandeer te veel tyd om hom oor die verlies van sy werk te bekommer, maar hy kan dit net nie vermy om daaraan te dink nie. Drisha bekommer haarself so oor haar kinders en is bang dat haar gereelde oproepe hulle sal wegdryf van haar af. Elmarie bekommer haar meer oor wat haar klasmaats van haar dink as oor hoe sy presteer. Hannes is elke keer bekommerd wanneer hy hoor dat sy baas hom wil sien. Ruth is gediagnoseer met 'n ongeneeslike siekte en sy is baie bekommerd oor die toekoms vir haar. Koenie gaan binnekort op vakansie, maar hy kan nie help om bietjie bekommerd te wees nie, omdat hy goed weet wat alles by die werksplek verkeerd kan gaan. Bekommernis. Dit is regtig oral rondom ons en binne in ons. Daar waar jy sit vanoggend, wat 'n bekommernis het jy vanoggend? Miskien is dit een ondervinding wat ons almal in gemeen het. Ken jy iemand wat eenvoudig geen bekommernis het in hierdie wêreld nie? Ek glo nie so nie. Wat van jou? In watter mate is bekommernis van enige aard 'n gereelde deel van jou daaglikse gedagtelewe? In watter mate beïnvloed jou bekommernis dit wat jy doen en dit wat jy besluit om nie te doen nie? Wat 'n wisselwerking bestaan daar tussen jou bekommernis en jou geloof? Kan dit wees dat bekommernis 'n groter invloed op jou lewe het as wat jy bereid is om aan jouself en aan ander te erken? Miskien is bekommernis een van daardie onbesproke geheime van kerkmense. Dalk maak dit ons skaam, passief en onseker terwyl ons teologie vir ons vertel dat ons alle rede het om braaf, aktief en vol vertroue te wees. Kan dit wees dat baie van ons met 'n groot gaping leef,
tussen die teologiese sekerheid wat ons elke Sabbat in die kerk vier en die straatvlak vrees, bekommernis en angstigheid wat ons soos 'n skaduwee volg vir die res van die week. Hoekom is so baie van ons so baie bekommerd? Hoekom ondervind ons nie die rus wat die evangelie veronderstel is om vir ons te gee nie? Waarom het ons slapelose nagte, senuagtige mage en prikkelbare emere? Hoe kry bekommernis dit reg om so doodluiters by ons voordeur in te stap? Bekommernis in die gevalle wêreld. Die afgelope kwartaal was die tema van ons sabbatskoollesstudie die groot stryd. En ons het vanoggend, het Annelie vir ons 'n pragtige opsomming ook gedoen oor hierdie kwartaal. En baie van ons se antwoord op hierdie vraag sal wees: ek bekommer myself, want ek leef in 'n gevalle wêreld. Dit is waar dat die wêreld waarin ons lewe net eenvoudig nie op die manier werk soos die Skepper dit bedoel het om te werk nie. As gevolg van dit lewe ons in 'n wêreld waar oneerlikheid, gevaar en teleurstelling hoëgety vier. Die Bybel is baie eerlik in die daarstelling van hoe gebroke hierdie wêreld eintlik is. Moenie vergeet dat God die aarde vervloek het na die sondeval nie. Daar is dinge in hierdie wêreld waarvoor ons moet bang wees. Daar is dinge wat ons aandag sal trek en ons sal verontrus. Daar is dinge waarin jy moet werk om te vermy, om jou geliefdes daarteen te beskerm. Jy moet versigtig en bedag wees. In hierdie lewe. Jesus het aan sy disippels gesê in Matteus 10 vers 16, het hy hierdie woorde aan hulle gespreek. Hy het gesê, kyk, ek stuur julle so skape onder die wolwe in. Wees dan versigtig soos die slange en opreg soos die duwe. Ons behoort deur 'n Bybelse bril te kyk na die gevallendheid van ons wêreld, nê? Ons om 'n realistiese verwagting te leef, is 'n verantwoordelike en goddelike ding om te doen. Ons moet ook nie naïef wees daaroor nie. Ons moet altyd onthou dat die shalom, die vrede en die ongeskondenheid, wat die Skepper aan hierdie kant van die hemel geskep het, verbreek en besoedel is deur sonde. Elke dag, op een of ander manier, sal die gebrokenheid van hierdie wêreld sy las op jou neerdruk en sy juk op jou nek probeer hou. Dit sal so bly, totdat Jesus weer kom om alles nuut te maak. In die Bybel word ons gekonfronteer met verhale van mense wat die wonderlikste rus vir hulle siele ondervind het, te midde van die moeilikste realiteite van 'n gevalle wêreld. Kom ons kyk na een so indrukwekkende voorbeeld. Psalm 3 en 4 is oggend- en aandpsalms geskryf toe Dawid vir sy lewe gevlug het, van diegene wat sy troon wou oorneem. Julle ken die storie. Dit was Dawid se seun Absalom, wat agter sy troon aan was. Hy het klaar die harte van die mense van Israel gewen, en nou was hy agter sy vader se koninkryk aan. Dawid het goed verstaan waaroor dit gaan. Dit was 'n monargie. Vir 'n seun om permanent sy pa se troon oor te neem, sou beteken dat sy vader moes sterf. So, Dawid vlug vir sy lewe met 'n klein groepie getroue manskappe en kruip in 'n grot weg. Dis 'n hartseer storie hierdie. Sonde wat 'n familie uitmekaar uitskeur. Sonde wat tot opstand en die dood lei. In hierdie storie sien 'n mens die gevalle wêreld op sy ergste, maar in die middel van dit alles is Dawid tog nie deur paniek met lamheid geslaan nie. Hy laat nie toe dat bekommernis sy dade dryf nie. Hy is nie geboeid deur wat as nie. Nee, Dawid is merkwaardig rustig. Kyk na wat hy vanuit die grot uitskryf in Psalm 4 vers 8 en 9. U
het my reeds groter vreugde laat belewe, as wat daar is by mense wat koring en wyn in oorvloed het. Nou sal ek onbesorgd gaan lê en dadelik aan die slaap raak, want Here, U alleen laat my veilig woon. Wie se vertroue was Dawid? Dawid ondervind die volle gewig van die teleurstelling en gevaar van die lewe in hierdie gevalle wêreld. Maar hy is nie oorval met angs nie. Sy hart is rustig en sy liggaam kan slaap. Selfs te midde van hierdie haglike omstandighede wat enige vader se hart sou breek. Dawid se storie en Dawid se psalm konfronteer ons met iets belangrik, en hier is dit. Die moeilikhede van die lewe in hierdie gevalle wêreld kan aanleiding gee tot bekommernis in ons harte. Maar dit is nie die oorsaak van ons kwellinge nie. Om die oorsaak te verstaan, moet ons dieper kyk. Dawid was in 'n situasie wat 'n rede kon gewees het vir groot bekommernis. Tog was hy nie bang of angstig nie. Sy rustigheid wys vir ons waar ons hulp kan vind. Die vlak van ons bekommernis word bepaal deur die mate wat ons toelaat dat eksterne faktore ons denke en ons vertroue op God beïnvloed. Kan ek dit herhaal? Die vlak van ons bekommernis word bepaal deur die mate wat ons toelaat dat eksterne faktore ons denke en ons vertroue op ons God beïnvloed. Ons verkrampte wêrelde van bekommernis. Waarom is ons as Christene geneig om ons meer te bekommer as wat ons behoort, in ag genome ons teologie van die alledaagse lewe? Ek wil begin met 2 teksverse in 2 Korintiërs 5 vers 14 en 15, wat ongelooflike insig gee oor wat sonde aan ons almal doen. Hierdie teksverse verduidelik aan ons waarom bekommernis so 'n universele worsteling is. En dit lees: Die liefde van Christus dwing ons, omdat ons tot die insig gekom het dat een vir almal gesterwe het, en dit beteken dat almal gesterwe het. En hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe, nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en uit die dood opgewek is. Paulus maak 'n treffende observasie oor hoe die liefde van Christus elke persoon se lewensbenadering behoort te verander. Ek is veronderstel om vir iets heel wat groter as myself te lewe. Hoekom? Omdat ek uit dankbaarheid vir Jesus wil lewe, wat my so lief gehad het, dat hy die hoogste prys betaal het, vir my redding uit die mag van sonde. Ek was geskep om vir God te lewe, vir sy koninkryk en vir sy heerlikheid. Ek was ontwerp om my identiteit, plan en doel, sowel as my innerlike gevoel van welstand, van bo te kry. Ek was gemaak om die rede vir dit wat ek doen, en om vrede in die middel daarvan vanaf God te verkry. Maar sonde veroorsaak dat elkeen van ons vir onsself wil leef, wat ons lewens krimp tot die grootte van ons verkrampte perspektiewe, van ons eie wêrelde van bekommernis. Sonde veroorsaak dat ons die gebied van ons drome en belange beperk tot ons eie behoeftes, ons eie benodighede en ons eie gevoelens. Sonde maak ons gevaarlik selfgesentreerd, selfgeabsorbeerd en selfgemotiveerd. Sonde en die vader daarvan begeer om soos 'n kanker ons goddelike skepingsdoel weg te erodeer tot niks. Wat het dit te doen met bekommernis? Alles. As gevolg van sonde assosieer ons nie meer ons innerlike vrede met God nie. Wie die definisie van wysheid, krag en liefde is en wie nooit ooit sal verander nie. Nee, sonder om te besef wat ons doen, begin ons horisontaal te soek na ons identiteit, die plan vir ons lewens en ons innerlike gevoel van welstand. Ons kyk na die gebroke en altyd veranderende situasies en verhoudings van hierdie gevalle wêreld
in hopelose pogings om ons doel en ons innerlike vrede daarin te vind. Dinge wat nie ontwerp was om vir ons vrede te gee nie. En waarom ons geen beheer het en waaroor ons geen beheer het nie, word ons vervangende Messias. Ons vra vir die wêreld om vir ons te doen wat net God in staat is om te doen. Ons behoefte aan wêreldse applous raak groter as ons behoefte om ons Skepper God te behaag. Jy sien, hier is dit wat gebeur. Belangrike dinge soos familie, werk, behuising, geld ensovoorts word veel te belangrik vir ons, want dit word die arenas waar ons soek na erkenning, rustigheid en vrede. Wanneer dit so is, gee dit ons geen rus nie en word dit die rede vir eindelose siklusse van bekommernis, angs en vrees. Dit is duidelik in die daaglikse lewe van baie gelowiges. Jou werk is belangrik, maar dit moet nie die bron van jou identiteit wees nie. En wanneer dit so is, sal dit die oorsaak van eindelose angs wees. Jou huwelik of vriendskappe is belangrik, maar dit moet nie die plek wees waar jy jou innerlike vrede soek nie. Dit is gewoon nie regverdig teenoor die mense aan wie jy sulke eise stel nie. In 1 Petrus 5 vers 7 word ek en jy aangemoedig om ons bekommernisse op hom te werp wat vir ons sorg. Soek jy ware vrede in jou siel? Oordink hierdie indringende woorde van Jesus in Johannes 14 vers 27 en jou soeke na vrede in hierdie lewe. En ons het vanoggend daaroor gepraat in die klas. Vrede laat ek julle na. My vrede gee ek aan julle. Nie soos die wêreld gee ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie. Koninkryke, skatte en bekommernis. Ons skrifgedeelte in Matteus 6 vers 19 tot 34 is een van die Bybelse bekendste stukke oor angs en bekommernis. Wie ken nie die woorde? Wie tog onder julle kan deur om te kwel een el by sy lente voeg? Vers 27. Of julle moet dus nie bekommer en vra, wat moet ons eet, of wat moet ons drink, of wat moet ons aantrek nie, in vers 31. As jy 'n bietjie terugstaan vanaf hierdie gedeelte, sal jy duidelik sien dat dit baie meer is as net 'n bespreking van bekommernis. Dit is in werklikheid 'n uiteensetting van die oorlog tussen die koninkryk van God en jou eie geskepte koninkrykie. Dit is presies waarom dit van bekommernis sê wat dit sê. Dit leer ons dat daar 'n geveg om die hart is agter elke oomblik van bekommernis. Hierdie geveg gaan oor die vraag of ons harte deur die koninkryk van God en of dit deur ons eie koninkryk beheer sal word. As gevolg van sonde is ons wroeginge met die koninkryk van self so deurdringend en verleidelik dat Christus baie van sy tyd op aarde spandeer het om die dinamika van hierdie koninkryk bekend te maak. In vers 19 tot 32. Dit is wanneer ons die woorde van vers 33 lees, naamlik: maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, wat ons by die omdraaipunt van die stuk kom, en die oproep om vir die koninkryk van God te leef. Wat God hoofsaaklik sê, is dat die koninkryk van self gedryf is deur die najaging van aardsgebonde skatte en behoeftes wat aan angs verbind is. Die koninkryk van self krimp die lewe na 'n katalogus van fisiese skatte en 'n lys van persoonlike behoeftes. In hierdie koninkryk leef ek om seker te maak dat ek verkry wat ek wil en ek is baas van my eie behoeftes. Nou, voordat jy sê, ek lewe nie so nie. Kom ek vra jou, hoeveel van jou bekommernis in die laaste maand het enige iets hoegenaamd met die koninkryk van God te doen gehad? Ek wil jou aanmoedig om nederig na jouself te kyk in die spieël van hierdie skrifgedeelte en om nie te ignoreer wat jy van jouself raak sien nie.
maar om dit ootmoedig op die altaar voor Jesus neer te lê. Christus gebruik 'n baie sinvolle woord hier vir die dinge wat ons harte verower, naamlik die woord skat. Dink na oor hierdie woord. Daar is baie min skatte in die lewe wat intrinsieke of absolute waarde het. Meeste skatte het 'n bepaalde waarde. Dis waarom die ou spreekwoord sê, die een se weggooi goed is die ander se niet gevonde skat. Byvoorbeeld, waarom is 'n R50 noot R50 werd? Dit is nie omdat dit R50 werd is in ink en papier nie. Nee, 'n R50 noot het 'n toebedeelde waarde van R50. Op dieselfde manier bedeel jy waarde toe aan dinge in jou lewe. Soms gebeur dit outomaties sonder dat jy eers daaroor dink. Dit is bykans onmoontlik om mens te wees en dit nie te doen nie. Jesus waarsku ons egter om versigtig te wees aan wat ons waarde toedeel in hierdie lewe. Want dit wat ons skatte noem, sal éventueel ons harte oorheers. Hoe word dit met bekommernis verbind? Die verband is vanselfsprekend en kragtig. Bekommernis en vrede is betroubare aanwysers vir die ware skatte van jou hart. Bekommernis en vrede is betroubare aanwysers van die ware skatte van jou hart. Jy sal op jou rustigste voel wanneer dit wat vir jou die belangrikste is, veilig is. En jy sal die mees bekommerd voel wanneer dit wat vir jou die belangrikste is, in gevaar is. Wat openbaar jou wêreld van bekommernis aan jou oor die ware skatte van jou hart? Maar in hierdie skrifgedeelte gebruik Jesus ook 'n ander uitdagende kategorie, naamlik ons behoeftes. Jou lewe word in 'n groot mate bepaal deur wat jy glo jy nodig het. As 'n behoefte essensieel vir lewe is, dan verg so 'n behoefte toewyding. As jy oortuig is dat iets 'n behoefte is, dan mag dit reg lyk om te verwag dat jy dit behoort te hê. En dan mag dit natuurlik wees dat jy bekommerd mag wees as jy dit dalk nie kan kry nie. Die meerderheid van dinge wat ons behoeftes noem, is nie noodwendig behoeftes volgens God se definisie nie. Jesus argumenteer dat ons hemelse Vader dit wat ware behoeftes is, goedgunstelik aan ons sal voorsien. Ons behoeftebepaling is dus op twee maniere aan bekommernis gekoppel. Eerstens, sal jy geneig wees om jou te bekommer as jy die wese van jou lewe aan dinge koppel wat jy nie werklik nodig het nie en nooit kan beheer nie. En tweedens, sal jy geneig wees om jou te bekommer as jy 'n werklike behoefte het en jy vergeet van jou hemelse Vader en sy altyd getroue verbondsliefde vir jou. Jou Vader is soewerein, wys, genadig en magtig. Hy heers oor al die dinge ter wille van sy kerk. Ons lees dit in Efesiërs 1 vers 15 tot 23. As hy nie sy seun gespaar het nie, sal hy dan nie aan ons vrylik alles voorsien wat ons werklik nodig het nie? Verwys gerus na Romeine 8 vers 31 tot 32. Vrede en oorlog. Ek is so diep oortuig daarvan dat werklike langdurige persoonlike rus van die hart nooit gevind sal word in gemaklike omstandighede nie. Jou hart sal steeds redes vir bekommernis vind, selfs in die beste omstandighede in hierdie gevalle wêreld. Innerlike rus vir die siel en standhoudende vrede vir die hart kan slegs gevind word as Jesus en sy koninkryk jou hoogste en diepste skat is. As jy jou identiteit in sy nooit veranderde hande plaas, as jy jou betekenis en doelwit vind in die onstuitbare werk van sy koninkryk, en as jy jou innerlike welsyn vestig op die vaste fondament van sy belofte om in al jou behoeftes te voorsien, dan sal jy in staat wees om te rus, selfs as die omstandighede en verhoudings rondom jou gebroke is. Om bekommernis te oorkom, gaan nie daaroor om te hoop dat môre beter sal wees nie. Nee, om bekommernis te oorkom, gaan oor
hoe om 'n goeie soldaat te wees in hierdie diepere oorlog oor die verowering van die hart. Dit gaan daaroor om teen die verleiding te veg en nie die vrede van jou hart te koppel aan dinge wat vanuit hul natuur tydelik is nie. Daardie dinge wat nie gemaak is om jou vrede te gee nie. Dit is om jou siel daagliks te voed met die behoeftes en versorging van jou hemelse Vader. Dit gaan daarom om jou eie behoeftes versigtig te evalueer voordat jy dit 'n behoefte noem. Dit gaan daaroor om te lewe vir iets groter as jouself. Dit gaan daaroor om die liefde en toewyding van jou hart aan die koning en sy koninkryk te gee en te veg teen die drang om jou eie koninkrykie te skep. Jou eie koninkryk sal nooit vir jou die rus kan gee, want dit het gewoon nie die vermoë om die begeertes van jou hart te vervul nie. I did it my way is die filosofie waarteen Jesus ons waarsku. Want onsself te dien is Satan se voorskrif aan die mens. Dawid het dit reg gehad in die grot toe hy gesê het: Here, U alleen laat my veilig woon, in Psalm 4 vers 9. Dit is asof Dawid sê: ek vind nie my vrede in plekke, verhoudings of omstandighede nie, maar slegs in die Here. Daarom is ek net so vry van bekommernis hier in die grot, as wat ek in die paleis was. Ja, Dawid het smart ervaar, soos enige vader sou, en hy het nie geweet hoe sake sou verloop nie. Maar ten spyte van sy vrae en die greep van sy smart op hom, was hy iemand met 'n hart vol vrede, sodat hy rustig kon slaap. Bekommernis en vrede ontbloot altyd die ware skatte van jou hart. In hierdie geveg is ons nie alleen nie, want die koning wat ons dien, is ook Immanuel, God met ons. Hy is altyd by ons en veg vir ons deur sy genade, en hy het gesê, en ek sluit af met hierdie woorde in die Bybel: wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Filippense 4 vers 6 en 7. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart. En julle sal rus vind vir julle siele. Want my juk is sag en my las is lig. Matteus 11 vers 28 tot 30. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou. Ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Jesaja 41 vers 10. Laat julle hart nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. Johannes 14 vers 1. Geliefde in die Here, het jy 'n behoefte in jou hart om 'n lewe te leef wat saak maak? Om 'n lewe te leef wat jou God behaag? Om 'n lewe van vrede te leef? Soek dan na die skat om dit waar te maak. Soek na die koninkryk van God en sy geregtigheid. Amen. Kom ons sluit die oë. O Here, onder U vleuels, dit is waar ons wil wees. Ons wil altyd onder U vleuels wees. En ons begeer, Here, om U te wil te doen en om U te behaag. Maar ons besef, in onsself kan ons dit nie doen nie. Ons het U nodig, Here Jesus, om ons deur hierdie proses te lei, hierdie proses wat ons lewe noem. Mag die Here jou seën en jou beskerm. Mag die Here sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Mag die Here sy aangesig na jou toe oplig en aan jou sy vrede gee. Amen.